Die woord van die Here kom vanoggend tot ons uit Johannes 14 uit, 'n baie bekende gedeelte, veral Johannes 14 vers 6, wat een van daai verse is wat ons sommer uit ons hart uit kan opsê, is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Johannes ken ons baie goed oor, hierdie boek is Johannes die wegbereider, of die voorbereider vir ons Here Jesus Christus. Daar in Johannes 5 sê die Here Jesus self, en die getuienis van Johannes aangeneem moet word, want dit is die waarheid, en hy getuig vir die waarheid. Daarins lees ons in die evangelie van Johannes, dat hy homself op die voorgrond plaas, omdat hy 'n slagoffer is, op die voorreg gedoen, om 'n buitengewone verhouding met die Here te hê, is altyd maar 'n nederige diensknegt van die Here, wat net kom getuig, soos die profete in die Ou Testament, dit wat die Heilige Gees op sy hart gedruk het. Die interessantheid van Johannes is dat hy is een van die mense wat glad nie beïnvloed was deur die wêreld se wyse van dinge doen, invloede van die wêreld, die strome van die wêreld nie. Hy het 'n geesvervulde denke gehad, en daarom is die kosbare boek opgeneem as die kanon van die Bybel. Johannes vertel vir ons van Jesus wat kom, en die Here Jesus het gekom, en hy vertel homself ook dat hy was die Messias, die Verlosser, en hier in Johannes 14 weet ons dat die Here homself ook voorberei, en die volk voorberei, en die disippels voorberei, dat hy dan nou begin om voor te berei vir die hemele. Daar is nog 'n paar dinge wat moet gebeur, maar dat uiteindelik die oog op die hemelvaart, want net so die klein lê op hierdie gedagte. Jesus is die weg van die Vader. En dan sluit dit ook aan by verlede Sondag se prediking, waar ons al by predikers stil gestaan het, dat die Here Jesus Christus dan die een is die wysheid wat ons Vader lei, en dat hy die een is wat vir ons dan die weg aanbring as die volmaakte padkaart van ons lewe. Dit sluit baie aan ook by vanoggend se preek. Voor ons saam lees uit die lewende woord van die Here, kom ons verenig saam in gebed. Kom ons bid saam. Ons liefdevolle Here en Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om ook vir 'n oomblik te kan stil raak in die heilige teenwoordigheid en die wete U is in ons midde. Wat 'n voorreg is dit om te weet, Here, dat U saam met ons hier in die kerk is, en waar ons na toe geroep is en gestuur is deur die Gees om U te loof, U te prys en al die eer te gee en U te aanbid. Waar ons ook hier by die kerk met mekaar kom, besef ons diep afhanklikheid, Here, van U. Ons kan niks sonder U wees nie. Daar is vir ons geen hoop sonder U nie. Daar is vir ons geen toekoms of selfs 'n vandag as dit nie U wil is nie. En dan wil ons ook dankie sê, Here, vir dit wat ons reeds ontvang het uit U Vaderhand as die goeie gewer van alles. Baie dankie vir troos waar hartseer is. Baie dankie vir krag waar die krag te min is. Baie dankie vir uitkoms waar dit voel of daar geen uitkoms is nie. U is werklik die God wat nie een van ons ooit ons kragte sal versoek nie. En daarmee saam sal U ook nog vir ons die uitkoms wees en gee. Dit kry ons vandag ook wanneer ons in die kerk by mekaar kom om na U woord te luister. Die lewende woord wat aan ons geopenbaar word as die Here Jesus Christus wat U gestuur het om te sterf sodat daar vir ons hoop kan wees van redding, verlossing en 'n ewige lewe. Maar ook dat ons hier in die tydelike lewe die kragte kan ontvang wat ons nodig het om te gaan lewe soos dit U behaag. Baie dankie vir die Bybel, baie dankie vir 'n kerkverband waar die woord suiwer verkondig is. En ons onsself nie met die tyd wat U vir ons gee besig hou met allerlei wêreldse ondersoeke of aanpassings wat gemaak moet word nie. Nee, ons is hier en ons berus by die waarheid, dit wat ons lees, dit wat ons hoor, dit wat ons sien in die Bybel. Die tyd is min, en mag ons dan ook die tyd uitkoop, want die dae is boos, en dit is dat ons onsself sal verdiep met U woord. Baie dankie dat ons weet, Here, U hand van beskerming is oor ons. Baie dankie dat ons weet, Here, U sal met die eie eer waak hou. En baie dankie dat ons weet, Here, U het vir ons die Gees gestuur, wat dit wat ons vandag gaan lees en preek verstaanbaar sal maak, hoorbaar sal maak en ook ontvanklik sal maak. Help ons om 'n groot verskil te maak in die lewe daar buite. En Jesus dan met ons deur die kragvolle werking van die Heilige Gees aan. Ons lees dan saam Johannes 14. Ons gaan saam lees daar vanaf die eerste vers tot en met vers 11 en ons lê sonder klein op die 6de vers. Laat julle hart nie ontstel word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek gegaan en vir julle 'n plek berei het,
kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar jy gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord hom, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het, en van nou af ken julle hom, en het julle hom gesien. Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. Jesus sê vir hom, ek is so lank al by julle, en het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het, die Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is, en die Vader in my nie? Die woorde wat ek met julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, want die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Glo my dat ek in die Vader is, en die Vader in my, of anders, glo my, terwille van die werke self. Tot so ver. Tot die woord van die Here. En elke wat die woord gehoor en die saligheid ervaar beleef, ons sy daar aan ons uit en daar op ons gaan lewe. Ons skoon maar net vir so woord. In die gemeente van ons Here Jesus Christus, wanneer ek Johannes 14 op soortgelyke gedeeltes lees, soos Johannes 14 en hardloop by verbeelding so gereeld met my weg. En veral met Johannes 14, dit laat mens nog ons dink aan 'n kind wat alleen is daar in 'n woud of daar in 'n bos. Op 'n stormagtige nag waar die winde verskriklik waai en die bome sommer so buig en die blare daai aaklige geluid maak as dit teen mekaar skuur daar in die nagwind. En hierdie kind bevind homself in 'n moeilike situasie want hy is angstig. Hy is bang, hy weet nie waarheen die pad huis toe is nie. Hy soek sy huis. Hoe meer hy soek, hoe meer die wind waai en die storm heers, hoe meer bang word, hoe meer onrustig word hy. En terwyl hy so met baie angs rondbeweeg daar in die woud of die bos, sien hy ewe skielik 'n sagte lig wat so deur die duisternis breek, daar ver. So 'n klein ligstraaltjie wat sy oog vind. En dan ewe skielik is daar sommer 'n verandering by hierdie jong kind. Hy ken daai lig. Hy weet daardie lig is sy huis. Hy is sommer opgewonde want hy beleef daar die gevoel van veiligheid, al is hy nog nie daar by die huis nie. Hy beleef daai gevoel van hoop, dat nou is ek op die regte pad, nou is ek op die regte koers. En wanneer 'n mens na Johannes 14 vers 1 tot 11 kyk, dan ontmoet ons die disippels wat hulle self in net so 'n stormagtige oomblik bevind. Dit is die nag voor die Here Jesus Christus se kruisiging. En die wêreld voel asof dit totaal en al uitmekaar uitval. Jesus, hulle meester, hulle leier, hulle leermeester. Hy het nou vir hulle gesê in hierdie gedeelte, ek gaan weg. Net so. Ek maak klaar. Ek is op pad ergens anders heen. My tyd saam met julle is nou verby. Dit is nie al wat hy vir hulle sê nie. Kom ons kyk verder. Die toneel van Johannes 14 speel af in 'n boortrek saam met die Here Jesus en sy disippels waar hulle besig is om die laaste maaltyd saam te eet. Dit is 'n nag vol spanning, maar ook 'n nag vol baie hartseer. Want net in die vorige gedeelte sien ons dat Judas Iskariot daar in Johannes 13 vers 30 reeds die vertrek verlaat het om die Here Jesus Christus te gaan verraai het. Ons lees ook in die vorige hoofstuk, daar in Johannes 13 vers 38, hoe die Here Jesus Christus self vir Petrus sê, jy sal my 3 keer verloon voor die haankraal. Die disippels is soos die kinders wat voel of hulle
hulle veilige wêreld in duie stort. Alles het goed gegaan tot nou toe. Hulle was eintlik baie opgewonde oor dit wat voor lê. Nou voel dit vir hulle of hulle vlaggetjie van die kers uitgeblus is. Verward, deur mekaar, dalk selfs ontstel staan hulle daar, maar verseker, onseker. Hulle het 3 jaar lank die voorreg geniet om saam met die Here Jesus Christus te kon geloop het en te kon gereis het en saam met hom te kon gewandel het. Om vir 3 jaar lank te gehoor het wat hy sê, om te sien hoe hy werk, om sy wonderwerke te kon aanskou. Voorreg geniet om sy leringe, sy dogma te kon gehoor het. En nou sê vir hulle, ek gaan weg. Ek maak klaar. Vrees en verwarring is vir hulle nie meer woorde nie. Waarheen gaan hulle nou? Wat gaan van hom word? Is vrae wat nou 'n realiteit vir hulle geword het. Hulle word daarmee gekonfronteer op daardie oomblik. En juis in hierdie donker oomblik, in hierdie stormagtige oomblik van hulle bestaan, begin Jesus Johannes 14, na alles wat gebeur het in Johannes 13, met hierdie sagte trooswoorde. Hy sê, laat julle harte nie ontstel word nie, glo in God, glo ook in my. Laat julle harte nie hartseer wees of bedroef wees, die ander moontlikhede van vertaling. Glo in God, glo ook in my. En die opdrag is nie 'n leë bemoediging nie, maar 'n kragtige oproep tot geloof in die God wat soewerein is en heerser is oor alle dinge, en in sy seun Jesus Christus, wat nou op pad is om God se verlossingsplan uit te voer. Hy beloof nou hier aan sy volgelinge dat hy op pad heen is om na die Vader te gaan om vir hulle 'n huis voor te berei. Nou hierdie huis is nie maar net 'n gewone huis wat ons ken en selfs in bly nie. Dit is God se ewige volmaakte teenwoordigheid. Dit is om in sy volmaakte heerlikheid te kan wees. Dit is die hemel. Die hemel wat ons goed ken, daardie woordjie hemel wat ons troos wanneer ons deur moeilike tye gaan van groot verlies en hartseer. Dis die plek waar Jesus Christus gaan om ons saak, die gereddenes, die uitverkorenes se saak, namens hulle te gaan bepleit. Die plek waarheen die Here Jesus graag gaan, waar hy voor die troon van die Vader staan, en ons saak namens ons smeek. Ek gaan na die hemel toe, om vir jou en my 'n ewige tuiste of 'n woonplek, 'n huis gereed te maak, om vir ons 'n huis te gaan bou, om vir ons 'n lig te kan gee, lig te bied in die stormagtige donker wêreld waarin ons onsself nou bevind, met emosie, fisies, maar ook self die geestelike uitdagings wat ons hier in die suidpunt van Afrika trotseer. Maar binne hierdie oomblik, na die Here Jesus Christus en hulle gedoen het, hy is die weg, die waarheid en die lewe, of gesê, dat hy die hartseer wees nie, kom Thomas en hy die eerlike twyfel wat hy op die tafel plaas. Hy vra die Here Jesus Christus, Here, ons weet nie waarom te gaan. Ons weet nie hoe om hierdie weg te bly nie. Ons weet nie hoe om agter U aan te loop nie. Ons het U maar net gevolg tot nou toe. Ons verstaan nie regtig wat nou vir ons voorlê nie. Dit is die stem van 'n sondaar wat erken dat hy nie self die pad na God toe kan kry nie, of nie self die pad na God toe ken nie, of nie weet hoe om hierdie pad na God toe te kom nie. En as 'n mens na ons eie lewens kyk, is ons almal ook maar eintlik 'n tipe van 'n Thomas, verlore sonder 'n gids. Ons is nie in staat om uit ons eie kragte en ons eie vermoëns die pad self te loop tot die redding in Jesus Christus en uiteindelik by die Vader uit te kom nie. En dan sê Jesus, hy gee vir hom die kern van die evangelie as antwoord na Thomas se vraag. Hy sê daarom in vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jy
jy kan op enige ander pad loop wat jy wil. Jy sal nooit die binnekant van die Vader troon sien of beleef as jy nie deur my daar kom. Na die Here nou vir hulle gesê het dat hulle nie met hartseer wees nie, kom sê hy vir hulle, daar is maar net een pad wat julle nou moet loop. En dis daar die pad wat op die hele tyd by julle was, maar julle het nie die pad raak gesien nie, julle het nie op die pad gefokus nie, dit was nie vir julle belangrik gewees nie, maar ek gee julle nog 'n kans, dis asof die Here die skakelaar vir hulle aansit dat die lig deurbreek in die duisternis van die stormagtigheid wat hulle beleef. Ek is die weg. Ek is die pad waar die Vader hierdie woorde openbaar Jesus as waaragtige God en waaragtige mens, op dieselfde tyd God en mens, die enigste middelaar. Die een wat tussen die Vader en die mens staan, die een wat tussen die Vader en die mens optree, die een wat tussen die Vader en die mens intree. Hy verteenwoordig die volheid van God by ons. Maar hy dra ook die swakheid van die mens tot by die Vader voor sy troon, voor die regterstoel waar hy die oordeel vel en uitspraak kry. Dis wie hy vir ons kom word. Dis wat hy vir Thomas sê. Ek is die pad. Dis wat ek vir julle gaan doen. Hierdie wat voor lê, moet gebeur, maar ek berei julle voor. Dat julle nie kan sê, julle het nie geweet. En die doel van Jesus se woorde in Johannes 14 is om sy disippels te troos en hulle geloof te versterk in 'n tyd van krisis en verwarring en absolute onsekerheid, waar hulle eintlik soos 'n klomp afkom hoenderskool wat enige plek hardloop en geen rigting het nie, kom die Here en hy kom bring vir hulle 'n fondasie van hoop, 'n fondasie van uitkoms. Hulle harte is ontstel want hulle meester op wie hulle hoop gevestig het, op wie hulle staat gemaak het, en nou vir hulle sê, ek gaan weg. Binnekom, ek gaan weg. En Jesus roep hulle om op hom te vertrou. Hy sê dit so mooi in vers 1 die tweede gedeelte. Glo in God, glo ook in my. Die geloof waarvan die Here Jesus Christus praat, is nie 'n flou hoop of 'n dowwe verwagting nie, maar 'n vaste vertroue in die lewende God wat sy beloftes nakom deur sy seun. Hulle is nou besig om voorberei te word om iets ongeloofliks te sien. Iets wat al vir baie jare voorspel is en geprofeteer is. Die grootste oomblik van die grootste offer, die grootste redding bewerk. Besig om voorberei te word, om God aan werk te sien en te beleef. Nou wat interessant is van die gedeelte is dat die Here Jesus Christus nie kom as 'n leermeester wat sê, ek ken 'n veilige bestemming of 'n veilige pad wat julle moet loop nie, want dit is tog ons die vraag waarmee hy gekonfronteer was, hoe gaan ons op hierdie pad bly? Dan is dit maklik om te sê, jy draai hier links en hier regs, en as jy hierdie groot baken van hoop sien, dan bly jy reg en dan loop. Die Here Jesus kom vertel nie vir hulle van 'n pad wat hulle moet loop nie, hy kom openbaar homself as die pad en as die weg wat hulle moet loop. Dat hy die een is wat die pad is tot by die Vader troon. In die gereformeerde tradisie wat ons as 'n AP Kerkverband heeltemal onderskryf, bely ons dat daar geen saligheid, geen redding, geen verlossing buite Christus Jesus is nie. Die mooi beskrywing van die 5 solas is sola Christus. Deur Christus alleen, deur hom alleen, deur die Seun alleen. Hy is die enigste pad na die Vader toe, want hy het deur sy dood en deur sy opstanding die prys vir ons sondes betaal, die rekening tot op die laaste sent betaal. Ek en jy skuld niks. Mooi hoop, mooi troos wat die woord hierdie gedeelte vir die luisteraar bied. Want dan kom die mensheid weer na vore en dan word ons gekonfronteer met Filippus se versoek. As hy sê in vers 8, na die Here aan hom geopenbaar het, ek is die pad, vra hy,
Here, toon ons die Vader en dit is vir ons genoeg. As ons hom sien, dan sal ons tevrede wees. As ons hom beleef, lewende lywe hier voor ons, dan sal daar vir ons rustigheid wees. Dan sal ons glo wat hy sê. Hierdie versoek van Filippus weerspieël die menslike verlange om God direk te kan ken, om God te kan sien. Jesus se antwoord op Filippus se antwoord, kort maar kragtig, maar tog so diep. Hy wat in my sien, het die Vader gesien. Dis die wonder van die Here Jesus Christus. Voor die kruisiging kom openbaar hy aan ons sy goddelike natuur. Kom bevestig hy aan ons dat hierdie toorn en die vloek wat gedra moet word, deur hom gedra kan word, want hy is volmaak God. Nie net mens, soos wat hulle die twee nature van hom wou geskei het nie. Hy is altyd God. Hy is in staat om die vlek en die onreinheid van die mens af weg te neem, wat veronderstel is om die geestelike dood gestraf te word. Hy sal dit dra, die enigste een, en staande bly. Die wonder van die versoening in Jesus Christus vir jou en my. En die goddelike natuur, hy is een met die Vader in wese en wil. En deur hom te glo ontvang ons toegang tot die Vader en die ewige lewe. En hierdie troos is veral kragtig met voorbereiding vir hemelvaart, as ons daaraan dink. Toe die Here Jesus Christus opgevaar het, dan sien ons ook daar die begin van Handelinge. Moenie op, waarom kyk julle op? Vir 'n oomblik en vir die wêreld voel dit of die Meester, die Verlosser, die Seun van God ons agtergelaat het. Maar hierdie troos van die Here Jesus Christus se goddelike natuur kom bevestig die Immanuel gedagte aan ons. Die Here Jesus opgevaar het na die hemel toe, en hy het sy kerk verlaat nie. Hy het nie jou verlaat nie. Hy het nie my verlaat nie. Hy het nie sy volk, die uitverkore kinders van God, verlaat nie. Hy het opgevaar om juis as ons koning en hoëpriester by die Vader te pleit volgens Hebreërs 7 vers 25. Troos ons ook verder, en sê vir ons, ek het vir julle die Heilige Gees gegee. En die Heilige Gees sal by julle bly, hy sal julle lei deur die woord, en hy sal julle voorberei om die dag wanneer hy terugkom en ons na die Vader se huis te neem. Die doel van hierdie gedeelte wat ons saam gelees het in die teks, is dus om ons te anker in die sekerheid dat Jesus as die opgestaan en opgevaarde Here ons enigste hoop, ons enigste troos en ons enigste verlossing is. Die doel van hierdie gedeelte is om geloofsekerheid by die hoorder te bring. Te sê, kyk wie is Jesus? Kyk wat het hy vir my gedoen. Dit bring ons dan juist by die derde punt. Wat beteken Johannes 14, vers 1 tot 11 vir jou en my vandag hier in die jaar 2025, die 25ste Mei? Hierdie teks is 'n anker vir ons geloof in 'n stormagtige wêreld waar ons so gereeld voel of ons net soos daai jong kind in die begin van die preek in 'n bos of 'n woud rondhardloop en dwaal in duisternis met stormagtige winde wat die bome waai en die paaie toewaai en ons weet nie waar ons is. Ons is pelgrims op 'n reis na 'n ewige tuiste, maar die pad is dikwels moeilik, soms absoluut onmoontlik. Sonder bedreigings van binne af, ons begeertes en behoeftes, bedreigings van binne terwyl versoekinge, lyding en twyfel ons van buite af aanval. Miskien worstel jy vanoggend met vrees oor die toekoms. Wat as? Oor dit en dat kan ons sê. Miskien sit jy vanoggend hier soos dalk elke dag van jou lewe en jy voel skuldig oor 'n sonde of oortreding van die verlede. Dalk het jy 'n groot fout gemaak. Jy in jou hart koester wat vir niemand vertel het, selfs te skaam is om
om aan die Here te openbaar. Dalk selfs sit ons vanoggend hier by die hartseer en verlies. Jesus se woorde in Johannes 14 vers 1 kom so mooi soos sy Vader wat homself ontferm oor sy kinders na ons toe, as hy sê, laat julle harte nie ontstel wees nie. Laat julle harte nie bedroef te wees nie, of ook vertaal met hartseer, laat julle harte nie hartseer wees nie. As die weg is Jesus die enigste pad na verlossing. Ons mens wees, ons eie poging, ons goeie werk, ons kennis, ons wysheid, ons krag, kan die kloof tussen ons en God nie oorbrug nie. Slegs deur ware geloof in Jesus Christus, wat vir ons sondes gesterf het en wat opgestaan het, ontvang ons die ewige lewe. Hierdie geloof is volgens Efesiërs 2 genadegawe van God wat hy vir ons gegee het. Toe hy ons naam in die boek van die lewe geskryf het, en volgens Psalm 91 sê hy so mooi, hierdie geloof, hierdie saad van die geloof, wat reeds ontkiem is met die wedergeboorte, sal niks kan weggaan. Daar nie saak die situasie of die omstandigheid. Die tweedens kom sê dit vandag vir ons, Jesus is die waarheid. Veral in 'n tyd waar ons lewe, waar mense hulle eie waarhede aanhang en skep, en die absolute waarheid van God totaal en al en sy woord verwerp, is Jesus die anker van ons geloof. Hy kom sê vir ons, volgens Galasiërs 1 ook, moet geen ander evangelie aanhang, buiten die evangelie van die opgestane Here Jesus Christus, wat opgevaar het na die hemel, wat vir julle 'n plek gaan voorberei in die huis van die Vader, waar julle die voorreg sal geniet, om sy volmaakte ewige teenwoordigheid en heerlikheid te wees. Hy is die volmaakte openbaring van God, en sy woorde is betroubaar. In 2025 vandag word ons gebombardeer met idees wat ons van God af wil wegtrek, en ons aandag van die Here af wil wegneem, of dit nou materialisme is, of selfgesentreerdheid is, of selfgerigtheid is, of valse lering. Daar's altyd iets wat ons aandag van God af wil wegneem, of ons tyd van God wil steel, maar Jesus se waarheid, soos geopenbaar in die woord van God, gelei deur sy Heilige Gees, bly altyd die ware kompas van die ware gelowige. En derdens sê Jesus, hy is die lewe. Deur sy dood het hy die mag van die sonde gebreek. Deur sy dood en opstanding het hy die mag van die dood gebreek, oorwin. En sy hemelvaart bevestig dat hy lewe en dat daar vir ons lewe is. Sien jy al hoe die lig begin skyn daar in die woud van duisternis, in die stormagtige oomblikke van ons lewe, sien ons al die lig van hier skyn, wat vir ons veiligheid bring, wat weer vir ons die hoop bring, wat weer nuwe lewe bring. Sien ons die lig daar skyn, die wonder van God se teenwoordigheid in elkeen van ons se lewens, dat hy vir ons 'n lewe gee, nie net 'n ewige lewe nie, maar ook vandag gee vir ons alles wat ons nodig het om kind van God te wees. Dit beteken dat ons selfs in die storms van die lewe met blydskap en moed kan lewe, want ons weet dat ons lewe in Christus veilig is. Net soos daai seentjie beleef het, toe hy die lig sien deurskyn in die donkerte. Nou wil ek dit graag met die kinders kortliks verduidelik. Ek glo die kinders hier, al die kinders wat nog in hier is, self die kleinste kind, weet wat die doel van 'n brug is. Ek weet hier by ons ry ons gereeld, als my standaard op toe ry, ons oor 'n paar brug in hierdie omgewing gereeld ry ons oor 'n brug of twee. 'n Brug se doel is altyd om te verhoed dat ons nie binne in hierdie gat of sloot of rivier val nie. Dit bring vir ons 'n veilige plek waar ons kan beweeg om die ander kant uit te kom. Jesus sê in hierdie gedeelte vir die kinders, sê hy, ek is jou brug. En hierdie brug is nie net 'n brug wat ons oor 'n rivier lei nie. Ek is die brug wat jou lei terug na die Vader, na 'n huis wat ek vir jou gebou het met my eie bloed. Dis wat hy sê. Hoe wonderlik is dit? Hy sê vir die kinders vandag, ek is jou brug. As jy ooit weer 'n brug sien, waar ook al julle ry, onthou wat die Bybel vanoggend vir julle sê. Jesus is daai brug vir ons. Hy lei ons oor al die gevare, maar niks toe vloei
reguit daarom. Dis wat hy vir ons is. Dis wat hy vir ons kom doen het. Hy's in die hemel. Hy ken jou by jou naam. Hy bid vir jou. Hy lei jou deur sy gees om oor hierdie brug te beweeg. Veilig, sonder letsels of enige seer. Dan wil ek afsluit. Dink aan daardie kind in die stormagtige nag daar aan die begin van ons preek op pad na die lig van sy huis. Probeer jouself in daai oomblik in te leef van daai aha-oomblik, daai verligting wat hy beleef. Eers verdwaal, maar nou is ek gevind. Dis wat die Here vir ons kom bring deur Johannes 14. Hy wil vir ons die lig aanskakel. Dat ons dit kan beleef, dit kan voel, dat ons kan glo en ook daarin ons die krag kan vind wat ons nodig het om staande te bly. Ons lewens is dikwels so vol duisternis en sonde en vrees en twyfel, maar Jesus staan vanoggend voor jou deur en hy klop en hy sê vir jou, ek is die weg en die waarheid en die lewe en niemand kom na die Vader behalwe deur hierdie brug Jesus Christus. Hy het gesterf, hy het opgestaan en opgevaar na die hemel om ons 'n plek aan die Vader voorberei. Voel jy vanoggend die las van jou sonde? Kan jy jou sonde in die oog? Voel jy die swaar van die sonde, die foute van die verlede vanoggend? Vir jou kom die Here en sê baie duidelik, glo in my, glo in God. Klou vas, want daardeur sal jy kry wat jy nodig het om weer rein en onbevlek te wees. Voel jy alleen, dalk verlore, dalk seer, hierdie teks is vanoggend vir jou. Sien in hierdie duisternis, hierdie lig van Johannes 14, waar die Here Jesus Christus vir jou gaan plek voorberei, want jou naam is in sy boek in die lewe geskryf, en hy wil vir jou 'n ewige tuiste bring. Ten spyte van jou lewe, ten spyte van jou sonde, sy genade is so groot, dat hy bereid is om homself oor te gee, sodat ons kan huis toe gaan. Wonderlikste, Hemelvaart is 'n viering van sy koningskap, sy oorwinning en sy liefde. Hy het ons nie verlaat nie. Hy regeer en kom eendag terug om ons te kom haal. Laat ons dan juis met harte van dankbaarheid en blydskap lewe, die krag van sy belofte. Laat ons hom volg. Absolute seker, as die enigste weg terug na die Vader. Mag daar in jou lewe geen alternatief wees nie. In 2 Kronieke 34 word ons bekend gestel met 'n baie klein koning. Koning Josia op 8-jarige ouderdom, dis so oud soos 'n graad 2 kind, koning van Israel geword. Hy het nie die voorreg gehad om groot te word in 'n huis wat die Here aanbid het en geloof het nie. Want sy oupa en sy pa, Agal en Manasseh, was goddelose konings gewees wat floreer het in afgoderry. En hierdie 8-jarige seun het gesê, ek gaan nie links of regs afwyk van my vader Dawid se spore nie. En hy het 'n ongelooflike impak gemaak in die volk se bestaan, met afgoderry uitgewis en die tempel gebou. Wat 'n verskil kan ek en jy nie maak in hierdie samelewing en ons plekke en ons kinders se lewens. As ons nie bereid is, as ons bereid is om te sê, ek gaan nie links of regs afwyk van die voetspore wat Jesus Christus vir my gelos het. Wonderlik sal jou en my ons lewens in hierdie gemeente se bestaan nie wees. As dit iets is waarin jy gekenmerk is, of wat? Daai persoon het nie links of regs afgewyk van Jesus se voetspore wat hy reeds kom los het. Mag jy die lig voel vanoggend en mag die lig jou trek om op daardie weg van Jesus Christus te wandel. Amen. Kom ons bid. Liewe Here, ons Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om ook u woord vanoggend te kon hoor en steeds te beleef. Dit is 'n wonderlike voorreg om ook te kan bely dat u seun Jesus Christus na hierdie wêreld gekom het om vir ons die weg en waarheid in die lewe te word. Ons weet, Here, ons kan nie sonder hom nie, ons kan nie sonder u nie. En help ons, Here, om deur die Gees gelei te word, om hierdie voetspore te wandel, om hierdie weg te wandel. Ons weet dit is moontlik om ons reeds die padpaad ontvang en ons u voor.
Jesus naam wil ons dit deur die werk doen.